Goeiemôre, ek gaan met jou gou 'n bietjie gesels oor 'n maatband. Die maatband. Ek gaan nou my storie hoor, wat het ek oorgekom? Kom ek wys terwyl die mense opklim gou wat ons mee besig is. Ons is besig om nog 'n Turksvy. Ons noem dit sommer farms. Dis maar lappies wat ons aanplant, maar vir my is dit 'n farm. Ons gebruik alle lappies wat ons het vir iets. Ons wil graag gaan tot 25.000 plante in die volgende 2 jaar en dan sal ons daar stop. Dit gaan maar vir medisyne. Julle kan op tanninshop.co.za gaan kyk as dit afskop goed en dan gaan dit oor kos vir die varke en die varkvleis gaan weer vir sendelinge. Maar kom ek wys nog so 2 minute rond en dan gaan ek jou vertel. As dit gister beginne, Frans Badenhorst dankie sê om sy trekker te geleen het. En dan vir François Badenhorst wat ons lekker op die trekker ry, jy's live. Jy's live. En dit help ons baie. Sy. Nou van daai dam af, ons gaan die dam restoreer. Net so 'n bietjie wys, dan gaan ek vir julle Henry Botha, hallo my ou mater. Dan gaan ons gaan 30 rye hier opsit. Ek dink so en dis wat ek nou vir julle gaan vertel. Ons gaan hierdie ding regmaak. Ons het so tyd terug hierdie gekoop. Ons gaan hom regmaak, skoonmaak en regmaak. OK. Daar bly is melenaar. Daar gaan nog mense inkom. En ja. Ons kry nog talle mense wat ons weekliks bel 4-5 wat sê die Here sê ons moet hier by julle gaan bly. Asseblief maak seker, want anders maak jy vir jouself ongerief of die Here dit sê. OK. Kom ek verduidelik gou vir julle wat gister gebeur het. Ons vat 'n maatband en ons meet hom van daar af deur, want ek moet 'n pyp sit tot aan die ander kant en dan krane insit en hulle kom op 88 meter. 88 meter. En ons werk uit, ons gaan so 53 rye hê. Hallo Cornelius Lou. Ons gaan dit. En hulle meet hom van hier af 176 meter tot onder. So as jy nou vat 53 rye maal 176, dan kom jy amper by 10.000 uit. Ek is nie seker nou nie. Nee. En so berei ons voor en ek sê vir almal 10.000 plante. Toe kom hulle agter die maatband was stikkend. En hy is maar van daar tot daar. Het is nou net 30 rye van 1,5 meter en nie meer 53 rye nie. En hier af is hy net 76, nie 176. Dit maak nogal 'n verskil, want ek gaan lê die aand, ek sê vir my vrou, ons plant hierdie 10.000 en ek is so opgewonde en ons gaan varkvoer oor 2 jaar hê en genoeg hê, ek hoef nie nog ander lappies te plant nie. Ek is so opgewonde. En ek kom die volgende dag en ek dink, laat ek maar self weer meet. En aan die punt staan waar gemeet word. En ek kom agter, nee, nie meer 53 rye nie, maar 30 rye. Nie meer 176 plante in 'n ry nie, maar net 76. Dit maak 'n verskil. En dit laat dink my, jou maatband, watter Bybel lees jy? Hoe vertolk jy die Bybel? Hoe vertolk ek my maatband? Ons is so geneig om te beklei op Facebook. Ek eet vark, ek eet kom ek wys jou Ja, daar hardloop jy. Is 'n weierstertjie. OK. Ek beskerm hulle my. Nou, een eet varkie, een nie. Wat, ons albei gaan in die hemel kom. Die een dat.
Ons lees die Bybel verskillend. Ons maatstaf is verskillend. Daar is die maatband, kom ek nou op af. Daai maatband. Daai maatband het nou vir my op 'n dwaling gebring. Bring daar soms mense op 'n dwaling. As ek vat my eerste jaar van my redding. Ja, stop ek. Ek koop niks op 'n Sondag. Later toe koop ek niks op 'n Saterdag. En later toe eet ek die varkie. En eendag toe, en hoor gou mooi, as jy nie varkie eet, ek is nie teen jou nie. Ek sal jou nooit aanval nie. Dis jou besluit. Dis net snaaks hoe ek gevloek word omdat ek varkie eet. Dan wonder ek net die wat my vloek omdat ek varkie eet, is jy regtig by Christus as jy met my so ongeskik praat. Maar okay. Nou. En jy nou aan iets ook vertel, ek was nou op 'n telefoonoproep. Maar toe bid ek eendag die Here, ek en my vrou is pas sendelinge geraak. En ek bid, ek sê Here, help asseblief. Ja, my hart lyk so, ek het sinds 6 laaste kam gehad. En ek sê Here, gee vir ons vandag vleis. En iemand stuur vir ons 'n halwe vark. Nou vra ek, wie daai vir my gestuur? Is dit Lucifer gewees of God? Ek vra maar net. Okay. Nou, mense, wat ek daardeur wil sê, gaan nie vandag oor wie eet vark en wie eet die varkie. Gaan vandag oor hoe vertolk is die Bybel en hoekom vlieg ons mekaar die hare in. Die ou wat voel hy wil Saterdag hou, laat hy dit hou. Romeine 14 sê, laat elkeen die dag hou soos hy oortuig is. Romeine 14. So God sê nie, omdat jy Sondag hou, is jy nou 'n songod aanbidder soos party sê nie. En die ander een is nou 'n sabbatariër. Die ou wat wil Saterdag hou Saterdag. Die ou wat wil Sondag hou Sondag. Hou op met verskillende ander hangend van waar jy begin meet. Party hou daarvan om net die eerste paar. Ja, jy's reg. Cornelis Lou. So wat ek wil daardeur sê is, daar's sekere goed wat nie ewigheidswaarde het nie. Wat ons ophou moet oorstry. Oor bekering is vas. Jy moet wedergebore wees anders kan jy koninkryk van God nie sien nie. Oor 'n heilige lewe is vas. Kan nie 'n dronkaard wees, jy kan nie oreer nie. Jy kan nie daai goed doen en sê jy gaan hemel toe nie. Maar hoor gou mooi. Kom maar, en laat hierdie lorry laat verbygaan. O, hulle ou vir die ou. Okay, my studente mense. Kyk wat doen hulle. Daai ou het self ook die Mary en hy ou dadelik vir die lorry drywer wat kom weeg 'n bietjie koeldrank. Ja, sê ek het oulike kinders hier. Ons te weegbrug hier en die weegbrug. Die mense van hier kan gratis kom weeg. En hulle is welkom. So kom ons kyk net dat hulle verby. Môre. Die Here is baie lief vir julle, hoor. Jy's live, ek sê maar net. O, maar hallo dan man. Hallo. Van waar af is jy? My ene, kom al jy milies. Die Here is lief vir julle, hoor. Dankie. Altyd welkom, hoor. Altyd welkom. Nou ja, ek gaan eers afsluit. Maar ek wil net vir julle sê dat God haat 'n verkeerde maatstaf. Ek het nog 'n live gaan, iets baie interessant. So kom ons vlieg nie mekaar in die hare nie. Dit wat ernstig is, bly by dit. Maar moenie oor enige nonsens met mekaar stry nie.